Ja, vir my hart is maar net die goeie nuus. Die goeie nuus dat Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En dan vat hy ons van sondaarskap na kindskap. En ons word kinders van God. Ja, dis vir my 'n mooi ding. Wedergebore. Deur een geboorte het jy in hierdie wêreld ingekom. En deur die wedergeboorte, deur die tweede geboorte, is jy nog in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld. En jy word 'n nuwe mens, en daai nuwe mens is uit God gebore. Die ander een was uit vlees gebore, Johannes 3 vers 6. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. En God wil hê dat ons kan leef soos wat Jesus op hierdie aarde geleef het. Jesus was die seun van God, die enige geborene. Maar hy sê, hy is die weg na die Vader toe, sodat ons kinders van die Vader kon word. En daarom in Hebreërs 2 sê dit skaam my om nie om ons sy broers te noem nie. Ons is nou sy broers. In Jesus het ons broers van Jesus geword. Jesus, ons verlosser, maar ook ons broer, ons oudste broer. Nou is ons kinders van God. 1 Johannes 3 vers 1. Nou is ons. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem mag word. Kinders van God. Dan Galasiërs 4 sê hy, ons roep Abba, Vader. Vader. Ons kon dit nie doen nie. Ons het nie God as Vader gehad nie. Ons het 'n aardse Vader gehad. En selfs Jesus kom in Johannes 8 en hy sê vir die ouens daar, hy sê, julle het die duiwel as vader, omdat julle sy begeertes doen, julle glo nie wat die woord sê nie. Julle is van julle vader, die duiwel. Hy's 'n mensemoordenaar, hy staan nie in die waarheid nie. Hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Johannes 10 vers 10, hy steel, hy slag en verwoes. Hy wil nie hê, ek en jy moet hierdie lewe hê, wat Jesus voorbetaal het nie. Is 'n ontsettende ding wat daardie dag aan die kruis gebeur het met die begrafnis en die opstanding. Dis 'n ongelooflike groot ding. Daai ding wat gebeur het, kan geen mens besef behalwe deur die Heilige Gees nie. Daai ding wat daar gebeur het ons in 'n verhouding met God die Vader gestel, wat niemand kan belemmer of beïnvloed. Hy het ons in so 'n verhouding met die Vader gestel, dat Kolossense 1 sê, ons is blaamloos en vlekkeloos voor die Vader. En as hy ons blaamloos verklaar het, wat kan enigiets anders doen, om dit oneffektief te maak? Blaamloos en vlekkeloos. Miskien vra jy, nou, as ek dan so blaamloos en vlekkeloos is, hoekom leef ek nie daai lewe nie? En dit is die ding. Ek en jy moet tot 'n kennis kom van die waarheid. Julle sal die waarheid ken, sê Jesus, en die waarheid wat julle ken, sal julle vrymaak. Hy het dit in Johannes 8 gesê. En die waarheid wat ons moes leer ken, en moet leer ken, is hierdie nuwe verhouding, wat ons met God die Vader kan hê. God ons Vader, Jesus ons Verlosser, die Heilige Gees as ons beraader, as ons comforter, ons trooster, die Heilige Gees as ons eie persoonlike afrigter. Jesus het gesê, dis voordelig dat hy weggaan. Want as hy weggaan, gaan die trooster kom. En die trooster kom en hy kom leer ons en lei ons in die volle waarheid. Want ek en jy ken nie die waarheid nie. Jy sien, Johannes 17 sê Jesus, dit is die ewige lewe, dat julle my ken, dat julle God ken, en dat julle my ken, die een wat gestuur is. Dit is die ewige lewe, hy lê in kennis van wie God is. Want jy sien, ons is belemmer. Ons verstand is besoedel deur die vyand, deur omstandighede om ons, deur mense om ons, deur die televisie, deur die wêreld. Want jy moet weet, die hele wêreld lê in die mag van die bose se stelsel. 1 Johannes 5. Die hele wêreld se stelsel is in die mag van die bose. En dit beteken dat mense se verstand is besoedeld, hulle hele wese is besoedeld, want deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, Adam.
Romeine 5 vers 12. Deur een mens het dit ingekom. En toe kort dit een mens, die laaste Adam, Jesus, om het uit te haal. Maar die invloed van die eerste Adam op jou natuur, het veroorsaak dat jy kon groei in dwaasheid. Ja, jy kon groei in gif. As jy daai gif gevat het, wat die wêreld vir jou voer, die begeerlikheid van die oë, van die sintuiglike kennis, jy kon groei daarin, jy kon meer toegegee het as 'n ander ou. Jy weet, wat by my opkom is, jy weet, God is wakker oor sy woord, om dit te volbring. So, hy sê nie vir ons moet sy sake verdedig nie. Hy sê, wees 'n getuie. Wees 'n getuie. So, wat ek van hou is om die woord vir mense te bring. Wat sê die woord oor mense wat nog nooit van God gehoor het nie? Wat sê die woord daaroor? Hy sê daar in Romeine 1, hy sê die genade van God het aan alle mense verskyn. In die skepping kan sy handewerk gesien word. Ek meen, as jy 'n boom sien, gaan jy nie die boom aanbid nie, want jy weet, iemand het hom geskape. So as jy die berge sien, en die bome, en die voëls, en alles, dan ek weet nie, hoekom sal jy dan een van daai goed aanbid nie, want jy weet, is geskape, dis geskep, daai goed. So die voël het nie die berge gemaak, of die bome nie. Maar jy gaan hoor, en later sien jy maar, iets is verantwoordelik, of iemand is verantwoordelik vir hierdie wonderlike skepping. So dit sal ek vir ou probeer verduidelik, dat elke ding wat jy sien, is 'n geskape ding. Ek meen, as ek en jy hier loop, en ons stel 'n horlosie op, en ons sê, "Hai, wat 'n wonderlike ding, het hier uit die lug geval." En nee, jy sal sê, nee, hy is geskep. Iemand het kyk, daar staan die naam agterop, is geskape. Maar tog, kyk ons na die voëls en die bome, en ons sê, boem, en daar was dit. en wie dit veroorsaak, waar is, en sulke redenasies kan ou mee kom, maar God is wakker oor sy woord. So dis een skrif wat ek sal gebruik in Romeine 1, dan dink ek nou aan Titus, ek dink Titus 2, hy sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Alle mense, jy sê nee, dit het nie. Nou, jy kan maar sê wat jy wil, dis wat God sê. Nou, terwyl ek dit sê, is die Heilige Gees wakker oor daardie woord om dit te volbring. En hoeveel getuienisse het jy nie al gehoor van ouens wat daar in sy kamer lê, dan hoor hy weer wat daai ou gepreek het. Hy hoor daai een sinnetjie, en hy weet nie eens waar het hy dit voorheen gehoor nie, maar daai sinnetjie kom op, en dan praat daai ding met hom, en dis die Here wat mense tot bekering lei. Dis sy goedheid, sê Romeine 2, wat mense tot bekering wil lei, sy goedertierendheid, sy mooiheid, sy skoonheid. So, ek gaan kyk, wat sê God in die woord oor homself, en dan is die Heilige Gees wakker oor hy woord om dit te volbring. Ja, jy het jou keuses, hy gaan jou nie oordonder nie, maar jy gaan weet, jy moet 'n keuses maak. En jy kan nooit sê, maar God het dit toegelaat, of God het dit gedoen, of hom die skuld gee vir die situasie waarin jy nou is nie. Jy het 'n vrye keuse. Dis hoekom, toe God die mens gemaak het, toe sê hy in Genesis 1, heers oor die wêreld. Heers oor die visse. Dis aan jou gegee. Dis hoekom die duiwel later in Lukas 4 sê die duiwel vir Jesus, hierdie heerskappy is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. En dan lees jy in Romeine 6, dat jy's 'n diensknegt, as jy jou oorgee aan iemand, dan word jy die diensknegt, of die slaaf van daai persoon. En dis wat gebeur het. So die duiwel het daai heerskappy toegevat, en dit verwronge, deur die mens beswadder, en die mens het begin steel, slag en verwoes, en as ons kyk na die wette wat God ingestel het deur Moses, dan sien ons sulke verskriklike wette, soos mense moenie met diere gemeenskap hê nie. Jy maak nie wette as dit nie gebeur nie.
So kyk net hoe het die mens absoluut agteruit gegaan. Hy sê, manne kan nie met manne slaap nie, vrouens kan nie met vroue slaap nie, moenie dit doen nie, want dit vernietig jou. En hy het daai wette gemaak. En dan het die mense probeer om daai wette te hou, want hulle het gesien, hierdie wette is verskriklik moeilik. Maar saam met die wet het die offerandes gekom. En dan as die mens gesien het, maar ek kan nie. Hy sê ek moet, maar ek kan nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy mag nie egbreek nie, jy mag. En jy sien, maar ek sukkel. Dan sê hy, hier is die offerande. En dan gaan jy na die offerande toe en jou sondes word bedek deur die bloed. In die Ou Testament. Nou is dit bedek. Nou gaan jy weg en jy's bly, my sondes is bedek. Maar die probleem is aan die binnekant. En dis hoekom God toe sê, ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee. Ek gaan vir julle 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek gaan maak dat julle in my verordeninge wandel. Nou as jy gaan kyk na Jesus, dan sien jy, hy het presies gedoen wat die Vader wou hê hy moet doen. En ek en jy kan presies doen wat die Vader wil hê ons moet doen. En as ons opslip en ons doen iets verkeerd, dan sê 1 Johannes 2, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus die regverdige. So ons gaan dit nie perfek doen nie, want ons gaan aanhou groei na die beeld van Christus. Ons gaan aanhou groei. Jesus was volmaak. Hy het dit mooi vir ons kom wys, is moontlik. Maar ek en jy, ons groei daarin, deur kennis wat ons opdoen. En dan word ons deelgenote van God se natuur. En soos ons deelgenote word van God se natuur, word God meer deel van ons word meer deel van hom, en ons begin die lig baie duideliker uitstraal na mense om ons. Aan die begin nie so duidelik nie. Dan ouer jy word, of kom ek koppel dit nie aan ouderdom nie, maar hoe meer kennis jy het, hoe meer jy in genade groei en in vrede groei, deur die kosbare beloftes wat jy ontvang, hoe meer jy groei, hoe meer kry Christus gestalte in jou, en hoe meer word jy al hoe meer liefdevol vir jou medemens.